en soms ons instemming en ons antwoord op die. Jy moet seker maak, die punter van dat ek 2 bladsye deur getrek en dan jy moet agterin voor wees so. Alright julle, ons gaan Sondag aande doen ons eintlik baie meer informeel. Ek het eintlik gedink ons sal terugkyk na die kinderkerksaal toe want ek wil die ouens so naby my het met hulle gaan praat, maar ons sal dit maar doen as die tyd reg is. Ons stoel dan goed uitgesit word daar en ag dit is ook 'n die plek is dalk 'n bietjie koud vir die winter, die plek is dalk 'n bietjie warm. Maar baie welkom, ek is baie bly julle is hierso en ek dink ons sal so deur die loop van die winter sal dan 'n bietjie op en af wees. Gewoonlik is ons so op 'n Sondag aand die afgelope hele jaar so tussen 30 en 40 mense op die disipelskapopleiding, maar daar's baie insien wat nou verkoue is en griepe en allerlei goed het. Maar ek is baie bly julle is hier. So ons gaan vanaand begin met die Pinkster biduur scenario. Nou almal van ons kom nou maar uit 'n kerk uit of iewers ter deur 'n kerk wat ons nou al gehoor het van Pinkster bidure. En ek gaan vanaand wil ek spesifiek baie gefokus met julle praat rondom dit en ek het in die week wat verby is, het ek net so, ek weet nie, ek glo die Here dit my pad langs gestuur het, ek toevallig op Smith se goed afgekom, of hierdie spesifieke video van hom, eintlik is 'n MP, is eintlik 'n preek wat iemand oordra, so hulle dit opgeneem, so is nie 'n video nie, maar as 'n klomp beginsels daar, is wat so eintlik ongelooflik is en so inskakel by die opleiding wat ons die afgelope jaar gedoen het. Nou Sondag aande se opleiding noem ons, dit is 'n disipelskapskool, noem ons Herbou sy huis en dit is 'n koninkryksreeks. Ek het 2 reekse geskryf op die koninkryk van God, die ander is die krag van die koninkryk. En hierdie een is Herbou sy huis. Want die Here vergelyk ons op baie plekke met, ons is die tempel van God, laat julle opbou soos lewende stene. Daar's 'n klomp dinge wat die Here vir ons gee, vergelykings wat die Here tref in sy koninkryk, en daar's 2 groot elemente binne die koninkryk wat baie duidelik na vore kom as 'n ou in die Nuwe Testamentiese gedeelte die Bybel lees. Dan sê jy sien, God vergelyk altyd sy koninkryk met landbou. Die koninkryk is soos 'n saad, julle ken mos daai verhale, en hy vergelyk dit letterlik met 'n gebou, met 'n tempel. So, en dit is hoekom ek het daai 2 goed gevat en dit in 'n hele toeristingsproses ingeskryf waar ons ouens vat letterlik van, ek weet nie veel nie, van 'n baba Christen hopelik tot 'n volwasse Christen. So as jy deur dit kom, het jy baie inligting gekry. Ek lag so vir Willie, hy het eendag toe praat ons so, toe sê hy die beste tyd in sy lewe was toe hy die koninkryksopleiding die heel eerste keer deur gegaan het. Dit het so groot impak in sy lewe gemaak. En in die gemeente daar in Amanda sig, ek sien hy goed elke dag. Die ouens wat deur daai opleiding beweeg het, wat daai toerusting, ek sien eintlik op is toerusting. Daai ouens is net in 'n ander level wanneer dit kom by die geestelike dissiplines. Hulle funksioneer onder die krag van God en hulle vat mense. Weet ek het 'n man en vrou in Brits. Die ouetjie was jonk, hy het van skool het gaan studeer en toe het hy begin boer saam met sy pa. En hy het elke woensdag aand, eintlik elke maandag aand, dan het hy tot my hy skryf van Brits af. En dan het hy saam met my gegaan na Linwood Rift toe. Karla was vanoggend hierso. Weet waar ons dan letterlik deur die goed gewerk het daar. En sy net eenvoudig hy so geleer het dat hy net gesien daar's 'n klomp dinge wat in sy hart net opgekom het en vasgelê het. So
En vanaand gaan ek van hierdie inligting vat en omdat ons in die Pinkstertyd inbeweeg en ons fokus, het ek vanmôre vir julle gesê, gaan altyd herlewings en dit is wat ek wil doen hierso. Ek wil eintlik 'n gemeente skep wat nie bang is om te bid nie. Een van die grootste probleme van die Christene is ek kan nie bid nie. Okay, en enige mens kan bid. Bid is eintlik net praat met die Here. Maar ek weet nie of ons altyd, ons maak ons so, jy moet altyd ons moet altyd 3 punte hê, of 6 punte, of 5 punte, punt 1, punt 2, punt 3, punt 4, punt 5. So, as jy gaan kyk in die prediking, werk dit ook so, die pastore preek so, punt 1, punt 2, punt 3, punt 4, punt 5. So, want dan kan hulle dit mooi onthou. Maar dit is reg so en dit is goed so, maar weet gebed is net gesprekvoering met God. Jy gaan sit net op 'n plek en jy praat met die Here soos wat ek nou met julle praat. En baie mense sukkel daarmee, vir een of ander rede en ek weet nie eintlik hoekom nie. Jy weet om net te begin bid nie, maar ons moet regtig net in hierdie proses kom, nou of jy hardop bid en of jy sagter bid en of jy heeltemal sag bid. Hanna het geprewel en God het geantwoord. Okay, Josafat het uitgeroep tot God toe hulle hom wou doodmaak en gedink het hy's Agab. En die Here het hom geantwoord. So dit gaan nie noodwendig oor die lengte van tyd nie, dit gaan oor jou hart. So gebed is 'n koneksie van jou hart met God en dit is wat jy moet onthou. So vanaand wil ek by dit stil staan en ek wil eintlik vanaand dit as 'n platform gebruik vir die res van die week wat voor lê. So as julle inkom om te kom bid, iewers deur die loop van hierdie week, ons gaan van 6 tot 8, ek het 'n advertensie gesoek wat ons opgestel het, maar ek weet nie waar het die ding gebeure nie. As ek nou sê gebeure op my foon, ek het hom iewers gesave. Ek sal die ding môre uitsit. Ek weet nie of ek hom per ongeluk dalk afgevee het nie. Ek het dit nie dalk vir julle gestuur nie, Amanda. Daar's 3 advertensies. Dit was donderdag se diens, vanoggend se diens en dan hierdie week wat voor lê se tye. So ek het nie vanmiddag kans gehad om dit te soek nie, want ek het gou hierdie dokument net saamgestel wat ek vanaand wil hê ons moet deurwerk. So Sondaande begin ons 5:30 en dan gaan ons deur vir so 2 ure met die opleiding en vanaand ek wil dit nie sien as opleiding nie, maar ek wil hê moet vanaand sekere beginsels in jou hart kry wat jy kan deurgaan. Ek wil net gou 'n kristallik op papier gee. En so een lê een hier voor. So ons gaan direk van die ding afwerk en ons gaan begin vanaand by, jy gaan net open dan gaan ons begin by hierdie lering van Smith wat ek wil hê julle moet kyk na. Dis dalk 'n bietjie 'n lang lering, maar dis nie so lank nie, maar daar's 'n klomp dinge daar wat ek wil hê moet graag julle luister. Jy sal sien punt 2. Het ek daar vir jou geskryf, wat leer ons uit Smith se preek ten opsigte van die Pinksteruitstorting van die Heilige Gees. Soos jy hier gaan en jy hoor, daar's 'n klomp dinge daar, maar maak vir jou 'n paar aantekeninge want hier's 'n beginsel hier wat die kerk vir jare mis. En dit is eintlik waaroor die koninkryksreeks gaan. As jy vanaand hier hoor, dan sê jy kan assosieer daarmee. Dan gaan jy kan sien. So ons gaan dit luister en dan gaan ek letterlik met jou praat oor 'n paar punte en dan gaan ons iewers deur die loop van die aand gaan ek jou fisies leer hoe om deur die koninkryk te bid. So met ander woorde, en ek praat van warring gebed. Ek praat van gebedsoorlogvoering. Jy weet daar's baie geestelike oorlogvoering boeke op die rakke. Maar geestelike oorlogvoering begin by gebed. En ek wil jou leer hoe om die krag van God in gebed te aktiveer. Deur 'n eenvoudige stelsel wat ek jare terug self ontdek het en wat die Here met my gedeel het. So ons gaan dit doen. So kom ons open net en dan gaan ek vir Monay vra om vir ons daai preek van Smith op te sit dat ons vandag daarna luister. Here, baie dankie vir almal wat hier is vanaand. Ons loof en ons eer en ons aanbid U. En Here, U lê 'n hele week van Pinkster voor en ek wil vra dat U ons genade sal gee, dat ons iewers die tyd sal uitkoop om saam te kom te bid. En Here, ons wil tyd spandeer om te wag op U en ons het vanmôre gehoor en ons gaan nou weer by daai skrif stil staan en net kyk, Here, wat verwag U van ons? En ek wil vra dat U elkeen van ons sal help om letterlik, Here, uitverkoop te raak om met God te praat. Want Here, U is die een wat die antwoorde het. U wee sê die woord is nie 'n mense weg nie. U wee is hoër as ons wee. Here, ons kan met ons kop sekere antwoorde probeer uitwerk, maar God het die antwoord. Hy is die antwoord. En ek wil bid, Here, dat U ons sal help, dat ons in hierdie proses sal inbeweeg. Here, om weer opnuut te bid vir ons land, vir ons volk. Here, vir die redding van ons stad, ons omgewing. Want dit kan net begin by die omgewing en ek wil bid dat U die geestelike atmosfeer sal oopbreek, Here, sodat die koninkryk daarin sal kom. En ons dank U en ons loof U en ons aanbid U Jesus, want U is ons Vader in die hemel
en ons prys U daarvoor, Here. Amen. Voordat julle soos ons gaan, maak maar vir jou 'n paar aantekeninge en dan gaan ons nou 'n bietjie gou daaroor praat hoor. So dankie Morney. Brethren, journey with me to the city of Zurich, Switzerland, in the spring of 1920. I had been invited to minister in a large meeting hall, a fine building, full of educated, respectable people. And on the second evening, a man was carried in. I can see him still. He was folded over in his chair like a broken hinge, his body so contorted by demonic power that his knees were pressed against his chest, and his face was twisted to one side. He had not walked in years. His family sat nearby, their faces grey with the kind of exhaustion that only comes from watching someone you love suffer for a long, long time. Now, I had seen affliction before. I had prayed for hundreds of sick and tormented souls across England, America, Australia, and beyond. But something about this man stopped me cold, because as I looked at him, I felt something rise within me, something that was not my compassion, not my faith, not my courage. It was something altogether different, something I had learned through years of failure and surrender and being broken before God, was the only thing that actually worked. And what happened next in that hall in Zurich is something I have never been able to explain in purely human terms. But I can tell you this, before that meeting was over, the people in that room saw something that had nothing to do with Smith Wigglesworth. What God showed me about the true purpose of Pentecost and what it meant for that man in the chair is what I must preach to you today. Let me tell you what happened. Now, church, before I tell you what God did in Zurich that night, I must take you somewhere far more important. I must take you inside the man who was praying, not the man in the chair. Because what I have learned through the years, what has cost me more than I can describe, is this. You are not going to oppose devils if you cannot first master yourself. And the moment you discover that truth, really discover it, in the furnace of experience, not merely as a neat idea, it will change everything about how you understand Pentecost. Let me tell you about a season in my own life that I do not speak of often. There was a time, early in my ministry in Bradford, when I was a plumber who preached on street corners and believed sincerely that desire alone was sufficient. I wanted God's power. I prayed for it. I preached about it. I shouted for it at open-air meetings in the cold Bradford streets until my voice gave out, and I saw very little. There were moments, glimpses, small things, but nothing like what I had read in the book of Acts, and I could not understand why. I was sincere. I was willing. I worked harder than any man I knew. But there was one problem, and it was the problem I could not see because it was me. You see, I had given God my effort. I had given God my time. I had given God my voice and my sweat and my ambition for his kingdom. But I had not given God myself. There is a vast difference between those two things, beloved, vast. And what God was waiting for was not more of my activity. He was waiting for the surrender of the man behind the activity. Because here is what I want you to understand. And this is the most important thing I will say today. It is only when you are conquered by Christ that he is enthroned. And it is only when he is enthroned within you that the power you have been straining after begins to flow, not from your effort, but from his presence. But wait, that's not the most staggering part, because what God showed me next will reframe everything you think you know about why the Holy Spirit came. Most people, when they think about Pentecost, think about tongues. They think about fire sitting on heads, about a rushing mighty wind, about 120 people suddenly speaking in languages they had never learned. And all of that is true and glorious, and I would not diminish it for a moment. But beloved, that was not the purpose. That was the sign. The sign points to something, and what it points to is this. God, through the Holy Spirit, came to re-establish himself
in human flesh. Say that slowly. Let it settle. God re-established in human flesh. You might be wondering, what does that mean? Has God not always been present? Yes, but when Jesus walked this earth, God was in a body. He was manifest in a frame. He could walk into a room, and every demon in that room had to reckon with his presence. He could stand before a man possessed with a legion of evil spirits, and before a word was spoken, those spirits were already crying out, because the presence of the Most High God in bodily form was unbearable to them. And then Jesus was crucified, buried, raised, and ascended. And for a moment, it might have seemed as though God had withdrawn from the earth in bodily form. But that is exactly what Jesus was talking about when he said in John 16:7, "Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you." And then in verse 8, he tells us precisely what the Holy Spirit came to do. "And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment." The Holy Spirit came to judge. He came to confront. He came to manifest the holy presence of God in human frames, not just one body this time, as in Jesus, but in every yielded, spirit-filled believer on the face of the earth. Little did the disciples know, standing on the day of Pentecost, that they were not merely receiving a gift for themselves. They were becoming the ongoing bodily presence of God in the world. This is exactly what Paul declares in 2 Corinthians 4:10, that we carry about in our bodies the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. In our mortal flesh, church, not in some glorious future resurrection body, right now, in these weak, ordinary clay vessels. The life of Jesus is to be manifested, displayed, made visible. And where the life of Jesus is manifested, what must happen to everything that is unlike him? It must depart. It has no other option. Just as darkness does not negotiate with light, it simply ceases to exist where light enters. So every power of evil, every spirit of infirmity, every chain of sin and unbelief must yield where Christ is truly manifested in a yielded human vessel. Now here is where it gets glorious, beloved. And here is where that man in Zurich comes back into the story. I stood before that contorted man in the chair, and I felt the Holy Spirit rise within me with a certainty that I can only describe as the presence of another. Not my authority, his. Not my compassion for the man, his. Not my faith in the moment, his. In that instant, I was not conscious of Smith Wigglesworth at all. I was conscious only of Christ, his holiness, his absolute supremacy over every demon, his sovereign right to inhabit and liberate that broken body. And I spoke, not with volume, not with great theatrical display, but with the quiet, settled authority of a man who knows the King is at home within him. The transformation was not gradual. It was not a slow improvement over several weeks of prayer and fasting, though I believe in both. The man in that chair, folded and contorted and bound for years, straightened, just like that. The people in the hall did not cheer immediately. They could not. Some of them wept. Some of them sat in stunned silence, their mouths open, unable to process what their eyes had just witnessed. His family, that grey-faced, exhausted family, broke, completely broke, because what they saw was not a clever minister performing a technique. What they saw was God re-established in human flesh, doing what he always does when he is truly present, making broken things whole. You won't believe what happened in that meeting after. Person after person came forward. The sick were healed.
People who had come as skeptics left as worshippers, and in every single case, the pattern was the same. Not a formula, not a method, but the manifested presence of Christ in a surrendered vessel, confronting everything unlike himself and compelling it to yield. Now, beloved, I must bring this to where you live, because this is not a history lesson about Zurich in 1920. This is about you right now, and the question that the Holy Spirit is pressing upon every one of us today. The purpose of Pentecost was not to give you an experience to remember. It was not to give you a prayer language for private use. It was not even primarily to give you power over the enemy, as wonderful as that is. The purpose of Pentecost was to make you a dwelling place, a living, walking, breathing habitation of the Most High God, so that wherever you go, Christ goes. Into the hospital ward, into the broken marriage, into the workplace full of cynicism and unbelief, into the meeting where formal religion has taken the place of the living God. Wherever a spirit-filled believer walks, Christ is manifested, and everything unlike him must depart. But here is where most Christians will never go. Here is the uncomfortable truth that the majority of believers spend their entire lives avoiding. You cannot be that vessel while you are still on the throne of your own life. Self and Christ cannot reign simultaneously. The same space cannot be occupied by two kings. And as long as you are managing your own reputation, protecting your own comfort, insisting on your own agenda, nursing your own offenses, Christ is a guest in your life, not the king. And a guest does not have the authority of a king. I am telling you today, from the scripture, from 40 years of ministry, from every scar and every triumph God has brought me through, that the single greatest obstacle to the purpose of Pentecost being fulfilled in your life is not the devil. It is not your past. It is not your weakness or your failures or the prayers God has not yet answered. It is you, the unconquered self. And the challenge I am laying before you today, the challenge that most Christians will spend their whole lives sidestepping, is this: get off the throne. Surrender the self completely, not partially, not in the areas that are convenient, completely, and let Christ be enthroned within you in the full demonstration of the Holy Spirit's power. Paul writes in Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. That is not poetry. That is the operating system of a spirit-filled life. Not I, but Christ. Not my agenda, his. Not my strength, his. Not my presence in a room, his presence through me, confronting and judging and healing and liberating everything that is not like him. If God could take a rough Bradford plumber, barely educated, his temper and stubbornness broken on the altar of God's dealing, and so fill him with the presence of Christ, that evil spirits fled and the dead were raised and the lame walked, then God can use you. The question is not whether God is willing. The question is whether you are willing to be conquered first. Brothers and sisters, I want to close with the words that have burned in me since the first day I understood the real purpose of Pentecost. God sent the Holy Spirit to re-establish himself in human flesh, not in one body, in many, in every surrendered, spirit-filled, Christ-enthroned believer who walks this earth. And the result, when that purpose is truly fulfilled, is what Acts 19:17 describes after God moved through Paul in Ephesus. Fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. Not the name of Paul, not the reputation of the ministry, the name of Jesus magnified. Because that is always what happens
when God is truly re-established in human flesh. He gets the glory, he gets the recognition, and everything unlike him gets out of the way. My cry, the cry of my heart for you today, and the cry I believe the Holy Spirit is releasing over this generation, is that God would make us terrors to evildoers, not because of who we are, not because of our gifting, our training, our theological knowledge, our years of ministry, but because of who is fully, sovereignly, undeniably at home within us. May the devil know your name. May the demons in every room you enter feel the weight of his presence before you open your mouth. May the purpose of Pentecost, God re-established in human flesh, be fully, gloriously, irreversibly fulfilled in you. This is why the Holy Spirit came, and this is what he is still looking for, a vessel completely his own. Let us pray. Father, we come to the end of ourselves, and we do it gladly. We have tried long enough in our own strength. We have strained after power while holding on to the self that must be surrendered before power can flow. Today, by the grace of your Holy Spirit, we step off the throne. We yield completely without reservation to the Lordship of Jesus Christ. Enthrone him in us. Make his presence in these mortal frames so undeniable that every devil, every darkness, every chain must yield. Fulfill the purpose of Pentecost in us. Re-establish God in human flesh. Make us terrors to evildoers for your glory alone, and for the liberation of every captive we encounter. In Jesus' name, amen. Okay, julle, dis 'n mond vol. Ek dink, ek hoop julle het nou 'n bietjie notas gemaak daar terwyl hy so praat. So ek gaan nou vir julle vra, wat het julle nou geleer uit hierdie boodskap uit? So julle moet nou nie almal wag vir iemand anders nie. Wat ek gesê het is, my interessant is, jy moet hom troon binne in jou. Jy moet 'n troon vir hom skep wat hy op kan sit. Jy moet nie, soos hy sê, daar's 2 trone. Hy kan nie 2 konings wees op 2 trone. Daar's net 1 troon. Of jy sit daar of hy sit daar. En dit is wat, en Jesus moet binne in jou opstaan. Dit is soos die opstanding uit die dood. Eintlik moet Jesus binne in ons opstaan. Soos hy in die dood uit opgestaan het. En dit is, enigste waar dit gebeur is as jy hom op die troon sit. Dat hy binne in jou manifesteer. Dat jy soos Jesus eintlik in vlees kan loop op die aarde. Ja nee, dis die bottom line van dit. Okay, maar kom ons praat met die ander. Kom ons sê almal vir my, wat dink jy? Wat het julle nou geliefd? Wat voel julle het met julle gepraat vanaand hier? Die oorgee van jouself om in Engels to surrender yourself, om heeltemal oor te gee en nie meer jy te regeer nie, maar om die begeerte te hê dat Christus in die vlees kan voortgaan om sy werk te doen. En daar kan nie 2 gelyk in daardie liggaam. Jy kan nie self daar wees en Jesus nie. Dus 'n totale surrender om toe te laat dat Jesus deur jou liggaam werk, dan waar jy gaan in die hospitale, bekering, ja. En dan, wat ek ook gekry het is, dit is die voortdurende liggaamlike teenwoordigheid van God, net soos Jesus was. Alle sonde moet onderwerp word, wanneer die Heilige Gees in jou kom woon. Dan sal alle demone, alle sonde, daai waarmee ons sukkel sal gaan, van ons opreg heeltemal gevul is met die Heilige Gees. Want God se teenwoordigheid maak gebroke dinge heel, want ons sal die woonplek van die Allerhoogste wees. Waar ons gaan is Christus se teenwoordigheid dan as jy jouself oorgee. Jy moet jou ongeordende self neerlê. Ons gaan op die plek moet kom waar ons regtig moet sit met en nie meer verskonings maak. Ja, ek sukkel met die taksies en ek sukkel met die en ek sukkel met die stadsraad nie, ons gaan nie meer die kasteel. Ons moet op haar plek kom waar ons selfs daar soos Christus kan optree. En ons moet in harmonie kom, in lyn kom,
sodat, en die laaste is God, sodat God die eer kan ontvang. Want ons sal net die instrument wees, maar as ons totaal oorgee, sal hy die eer ontvang. Ok, nee, baie dankie. Jy het nogal mooi geluister hoor, so. Goed, wie wil nog iets byvoeg daar het wat jy geleer het? Maar kom praat maar met my, ek wil, hierdie is die konsep wat dit is wat die kerk mis. Dis hierdie boodskap wat jy hier gehoor het in hierdie paar minute, dis wat die kerk vir sy hele lewe deur mis. Dis hoekom daar nie suksesvol vorentoe beweeg word. Al die mense vra, weet, waar is die wonderwerke, waar is hierdie goed, waar is hierdie goed? Ons sien waar is dit. Dis omdat die kerk, ek en jy, ek kan nie sê jy, miskien is jy daar, maar ek is nie daar nie. Is nie op daai plek waar die self gekruisig is en Christus alles is. Ons het te veel goed. En ek bid vir die afgelope paar jaar al oor dit. Hoe kom jy op daai plek? Weet, hoe breek jy, of hoe gee jy so oor, terwyl jy nog in hierdie wêreld, hierdie verantwoordelikheid het om te verdien, om geld te verdien, om kinders groot te maak, om al die dinge, hoe kom jy daar? Dis net een ding, elke ou moet oorgee tot die mate wat jy kan oorgee aan die Here. En dit kom deur 'n persoonlike verhouding met die Here. Daar's nie 'n ander manier nie. Want hierdie wêreld het 'n vereiste en 'n drukke mens in alle kante. In die korporatiewe wêreld is die mense onder geweldige druk. Hulle ry vroeg in die oggend, hulle kom laat terug. En ek weet nie of julle bewus is daarvan nie, dat Smith Wigglesworth het in die 40er jare was hy in Suid-Afrika gewees. Hy het in Azusa Straat die Heilige Gees ontvang, in die Azusa Straat herlewing van Seymour. En hy het in Suid-Afrika gekom, in 6:00 die oggend het hy ingestap by die sekretaris van die AGS kerk, John G. Lake in daai jare, het hy ingestap in sy kantoor en vir hom gesê, ek het 'n woord vir Suid-Afrika. Nou hoekom hy na hom toe gegaan het? John G. Lake, die AGS kerk was die oudste Pinksterkerk saam met die volle evangelie kerk in Suid-Afrika. Hulle is in 1907 gestig en 1912, tussen 1907 en 1912 is daai twee genootskappe gestig. En eintlik al die ander Pinksterkerke het maar uit hulle uitgevloei. John G. Bowie saam met John G. Lake. So hulle was die ouens. En hy stap in hy hoofsekretaris se kantoor en hy sê vir hom, God het 'n woord vir Suid-Afrika. En hy vra vir hom, wat is dit? En hy sê vir hom, die grootste herlewing wat die wêreld ooit gaan sien, sal in Suid-Afrika begin. Nou julle, daar is 'n boek geskryf daaroor, in die 80er jare, deur een van die AGS manne. En hulle het gevoel, dat hierdie herlewing waarna hy verwys, is die charismatiese kerk, wat tot stand gekom het. Want duisende mense het letterlik tot die Here gekeer vanuit tradisiegodsdiens, waar hulle God gevind het. En hulle het gevoel, of daai persoon het gevoel, dis dit. Ek is nie heeltemal oortuig daarvan nie. Die herlewing wat moet kom, of waarvan hy praat, moet nog kom in hierdie land. En dit gaan op hierdie manier kom. Met ander woorde, waar die duiwel, hy moet vrees as ek en jy in die midde instap. Ons moet woorde in gedagtes wil ons die duiwels uitdryf. Die Here Jesus, die Bybel sê dat die duiwel manifesteer terwyl Jesus bedien. Hy praat nie eens met die duiwel nie. Dan manifesteer hy. Wat het ons met u te doen? Hulle kom aangestap, maar roep hy uit. Dan roep die duiwel sê, wat het ons met u te doen? Hoekom? He's God in him. Immanuel. Nou wil ek julle skrif gee. Hy sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, kan die trooster nie na julle kom nie. Hoekom moes hy eers weggaan voor die trooster na ons kon kom? Het jy al aan gedink? Hoekom kon hy nie net hier bly nie? Want hy is bestuur. Want God kon nie. Hy wou nie in twee liggame bly nie. Hy kon nie in die liggaam van Christus wees. Want wat is die kerk? Wat sê die kerk? Wat sê die Bybel? Wat is die kerk? Nee, ek hoor nie. Die liggaam. Met ander woorde, as die kerk Christus 'n liggaam is, daarom keer hy terug. Dis vir julle voordelig, want ek en my Vader sal na julle toe kom en woning by julle kom maak.
So God het 'n nuwe liggaam daar gestel. Presies wat hy sê. Waarin hy met sy Heilige Gees wil leef, wat die plek geword het waar God regeer. En daarom verlaat die liggaam van Christus, buiten al die tegniese aspekte van sondevergifnis, die lam wat geslag is en al daai goed, verlaat hy in sy verheerlikte staat hierdie aarde. En sê hy vir hulle, gaan wag totdat julle aangedoen is met my krag, totdat ek terugkeer na my liggaam en julle is nou my liggaam. Die kerk mis dit julle. So ons moet op 'n plek gaan kom waar ons, as ons wil veranderinge sien in ons eie lewe, in ons familie se lewe en in hierdie land van ons se situasie, moet ons op 'n plek in ons lewe kom waar God weer deur ons regeer. Hy noem dit so mooi, hy sê hierso hy sê God reestablished himself in human flesh. So dit is hoekom die Heilige Gees, ons dink jy moet so lank bid, jy moet soveel dinge doen, jy moet daai dinge doen, dan gaan die Heilige Gees werk deur jou. Dis 'n valse persepsie julle. Die oomblik as jy Christus aangeneem het en die krag van die Heilige Gees is op jou, moet jy moet so oorgegee wees dat die Gees van God deur jou werk waar hy wil. Dis al. Jare gelede bel Christel my eendag en sy sê, hoor, hier is 'n dogtertjie wat geskok het, hy kind is in 'n koma, ek kom by die hospitaal, Here gee my daai aand 'n skrif, voor sy weet, sy bel my die volgende dag, die vorige aand gee die Here my 'n skrif. Talita Kumi, dogtertjie staan op. En sy bel my die oggend en ek gaan bid vir die kind hier in Eugene Marais Hospitaal en die kind is alleen in 'n kamer en sy is in 'n koma, sy was 7 minute dood. En ek staan by daai kind en ek dink, Here, ek kan vir die kind niks doen nie, die kind kan my nie hoor nie, niks kan gebeur nie. En sy is in 'n kot. Die kind was, ek dink, so 7 of 8 jaar oud. En ek bid en niks gebeur nie, absoluut niks gebeur nie. En ek maak die deur toe en ek laat sak uit God se kant en ek hoor in my gees hoe die Here vir my sê, Talita Kumi. En ek vat daai kot en ek laat sak hom en ek buig oor daai kind neer. En ek kom met my mond tot by haar oor en ek druk haar kopie een kant toe en ek sit my mond by haar oor en ek sê vir haar, dogtertjie, die Here sê, staan op, Talita Kumi. En die volgende oomblik kom my kind reg op. Jesus, prys die Here. Toe weet ek dat ek weet. Dis nie ek nie. Dit was net God se Gees. Ja, amen. So dit is wat die Here hier vir ons sê. Beweeg in daardie krag. Ek staan by 'n man, sy niere het opgepak. Hulle bel my uit Afrika uit om vir die man te gaan bid in Brits en ek murmureer, ek sê, Here, wat 'n kerk is hierdie ou? Nee, hy is nie AGS in Brits. Ek sê, laat die pastoor vir hom gaan bid. Nou moet ek van Pretoria afry. En ek is besig met 'n klomp dinge om te doen en die Heilige Gees kla my aan. Hy sê, as ek daai ons wou gehad het, ek hulle gestuur, jy moet gaan. En ek klim my kar en ek ry en ek is siek daai dag, my voete is so seer, ek kan nie loop nie. Ek sê, terwyl ek ry, ag Here, vergewe my omdat ek nou so halstarrig was en nie wou gaan nie, maar ek is nou op pad, maar asseblief gee my net 'n parkering reg voor die deur. Ek ry by die hek in, die wag keer my, sê, waar gaan jy heen? Ek sê vir hom, nee, kom bid, ek sê vir hom wie ek is. Hy sê, hoor die Maroetie, stop sommer net hier so by die hek, ek sal kyk na jou kar. Dis letterlik daar, die deur is daar. Ek loop en ek kom staan daar so groot suster, maar sy so. Maar sy gee pad nie van daai punt. Daai ou sy is op die masjiene en alles en sy sê vir my sy niere is gaan. Maar die ou is by. Kom staan by hom en ek sê vir hom, hoor jy, ek het my gestuur om vir jou te kom bid, kan ek vir jou bid? Hy sê my asseblief. Ek lê my hand op sy liggaam en ek bid in die naam van Jesus, sommer net eenvoudig soos ek nou met julle praat, eenvoudig soos hy ook gesê het, eenvoudige sagte toon, praat ek net en ek roep die naam van die Here oor hom uit en ek dank die Here vir hierdie genesing. Dit was 3 die middag toe ek 5 uur by die huis kom, toe bel hulle my uit Afrika uit, die Kongo uit, toe sê hulle, hoor jy, die Here daai man aangeraak, sy niere is totaal genees. Ja. Hy lewe vandag nog. Sy niere het gaan staan. Net God. Maar dit kos inskakeling. En dis wat die Here, dis waar die Here die kerk wil hê. So ek het vir my gevra om hierdie ding vir my hierdie boodskap eintlik vir my te transkribeer wat jy ook al noem vir my op uit te kan tik. En hy het dit gedoen vandag, maar die Google gooi so 'n bietjie die woorde rond. So ons sal dit opsom en dan gaan ek vir julle hierdie boodskap gee. Julle, as daar een boodskap is wat die kerk kan verander, is dit hierdie boodskap. Want dit moet hier verander word. So ek wil aangaan. Kom ons so ek hoop julle het 'n paar punte daar neergeskryf. So wat is die boodskap van die koninkryk? Lukas 17 vers 20 tot 21.
En toe hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, is op jou vorm daar in die middelpunt 3. Want die koninkryk van God is waar. Binne. Die koninkryk van God is waar. Binne. Wat beteken die woord koninkryk? Dis die plek waar God regeer. Dis die ryk van 'n koning. En die ryk van 'n koning is die plek waar die koning regeer. En die koninkryk van God is die plek waar God regeer. Nou sê die koninkryk kom nie met sigbare tekens nie. Moenie kyk na al die dinge wat om jou gebeur nie. Maar my koninkryk is binne in jou. Nou julle, die koninkryk van God is 'n ewige koninkryk, want Psalm 145 sê, dit is 'n koninkryk deur alle geslagte, dit is 'n koninkryk deur alle eeue. So met ander woorde, die koninkryk is van die begin af, en dit begin by Genesis 1 vers 26, laat hulle heers. So die koninkryk die diepte van die koninkryksboodskap is 'n heerskappy wat herstel moet word. Dit is wat Adam verloor het. En hoe het hy dit verloor? Die oomblik toe hy sonde doen, toe verlaat die Heilige Gees hom en God sit hom buite die tuin van Eden. En vir 4000 jaar sit God 'n plan in plek in Christus om wat te doen? Om my en jou sondes uit die weg te kan ruim vir een enkele rede, sodat die Heilige Gees weer in ons kan woon in 'n bodily form, soos hy dit noem. Dis wat God wil doen. Want God is Gees. Maar ons mis dit, want ons is besig met programme, ons is besig met excellence, ons is besig met al hierdie dinge wat die kerke najag. En julle, ek wil vandag vir julle sê, al hierdie goed is goed. Ons moet in excellence lewe. Ek het my hele lewe dit probeer doen. Maar die krag lê nie daar nie. Die krag lê in 'n verhouding met God. Daar's kerke wat alles het. Dis mooi, dis pragtig, is lekker om in te loop en jy kan sien daar's geld wat werk en geld wat praat, maar dit maak geen verskil nie. Ek het 'n kerk vir God gebou met 1000 sitplekke, julle. Die 1000 sitplekke vul nie. Die 1000 sitplekke, die gebou per se, bring nie mense in nie. Dis God se Gees in my en jou. As ek met iemand praat, met iemand deel, vir iemand bid, moet daai persoon weet dat hy weet, God het met my 'n ontmoeting gehad. So die koninkryk is binne in jou, Ek en jy moet die plek word waar God regeer. En julle, dis die hele koninkryksreeks wat ons aanbied, dis waar ons begin, en dis die pad wat ons met die mense loop, om hulle uiteindelik tot die besef te bring, jy moet geestelik so volwasse wees, dat die krag van God deur jou manifesteer. Dan sal ons die wêreld verander. Pastor Marius? Pastor Reddy, nou kan 'n mens dan byvoorbeeld sê dat die krag is direk evenredig aan jou oorgawe. Ek is oortuig daarvan. Want daarom sê hy, gaan wag, totdat julle aangedoen is, totdat. Nou julle, daai mense wat in die boorvertrek was, daai ouens was uitverkoop, hulle het alles verlaat, hulle het alles prysgegee, hulle het hulle besighede opgegee, hulle het Christus gevolg waar hy gegaan het, daar was daai 12 ouens gewees, en nou is daar 120 ouens by. Wat doen daai vrou, daai prostituut, sy breek daai fles met daai kosbare salf oor sy voete, en sy gee wat sy het, alles wat sy het, gee sy oor. So die mate van die oorgawe bepaal die. Ek is oortuig. Korrek. En ek kan dit vir jou bewys, ek het dit baie in my lewe gesien. Hoe meer jy uitverkoop is, ek meen C.J. Beetge was hy was die eerste Afrikaanse Pinksterpredikant in hierdie land. En hy deur die volle evangelie kerk het hom gewerf, hy daar tot bekering gekom, gevul met die Heilige Gees. Hy loop in Noord-Transvaal, eintlik in Oos-Transvaal loop hy was 'n boer. Hy het groot grond gehad met duisende skape, en die Here sê vir hom, raak ontslaaf van al hierdie goed, en kom werk vir my. Hy raak so ontslaaf van alles, dat sy vrou by hom pleit, en vir hom sê, jy kan alles verkoop, asseblief, moet net nie my klapperaar matras verkoop nie. Nou julle wil nie op 'n klapperaar matras slaap vandag, hoor. Maar dit was die beste matras daai jare. Hy gaan na die Here en hy sê, Here, as jy wil hê, ek moet vir u werk,
dan moet, u weet hoe my hart oor hierdie plaas voel. Hy kom uit die oorlog, hy het sy pa in sy arms gesterf in die oorlog, in die boereoorlog. Hy was in exile weg gewees, in Indië. En hy kom terug en hy begin boer, met een donkie moet hy afsterk. En hy sê vir die Here, as u wil hê, die krag van God moet, as u wil hê ek moet vir u werk, dan moet u hierdie plaas, met alles wat op hierdie plaas is, aan een ou verkoop. Ek gaan dit nie adverteer nie. 'n week daarna, stap 'n ou in, het 'n winkel op die dorp. En hy sê vir hom, hoorie, ek is hier, wat soek jy vir hierdie grond? Hy sê, nee, jy verstaan nie, hierdie grond is in die mark, maar nie die grond. Hy sê, nee, ek wil weet, wat soek jy vir alles? Ek wil niks, ek wil alles vat wat hier staan. Jy moet niks saam met jou vat nie. Dis hoekom sy vrou vir hom sê, los het my matras. Hy gaan bly in 'n sinkhuisie, agter in 'n ou se erf. Dis die prys. Maar hy bid vir 'n vrou wat dood is. Vir etlike ure ry hy van die stad af, of van die dorp af waar hy was, van Bloemfontein af na die plaas toe. Dit vat hom ure. Hy kom daar, hy stuur almal uit, hy bid vir die vrou, die Here maak hy vrou lewendig. Hy bid vir 'n vrou met kanker in haar neus, sy hou sy sakdoek, dan val hy kanker in haar sakdoek uit. 'n Vrou laat weet hom, jy moet my doop. Die man is woedend. Hy sê, want ek glo nie in die gedoopery van julle wederdopers nie. Hy is op 'n plaas, hy skryf hom 'n brief. Hy ry met die trein tot op die dorp. En die vrou is adamant, sy stuur haar man, sy sê, gaan haal hy pastoor. Hy kom daar aan met 'n wa, hy laat hom loop van die stasie af tot op die plaas, hy ry op die wa. So kwaad is hy. Hy klim af daar by die huis, hy sê vir ou pastoor Seebeet, hy sê, kan jy sien, hier's nie water nie, dis droog nie, en jy wil iemand doop, hier's die krib is selfs leeg. Hy sê, moenie jy worry nie, voor môreoggend sy krib vol, ek sal die Here vra om vol te maak. Hy sê, daar aan toe lê in die bed, te besef jy wat hy gesê het. En hy sê vir jou, al klim ek op die windpomp self, en ek draai daai wiel daarbo, maar môre is hy krib vol, ek doop jou vrou. En daai oggend word hulle wakker en skrik droog. Ek gaan nou vir jou 'n kans gee. Kirk droog. En hy het 'n reëling op 'n tyd vir die vrou om haar te doop. En hy gaan buitekant en hy sê, Here, ek het nou hierdie belofte, maar ek sien nou nie reg kans om my wiel daarbo te gaan draai nie. Jy moet asseblief nou vir my help. Die volgende oomblik steek daar 'n wolk op. En die Here reën daai krib vol. Dat tot daai boer wat hom laat loop het, tot bekering kom. Ja, dis Hoekom? Want daai ou man het iets verstaan van wat hy hier gesê het. Hy het alles opgegee ter wille van God. Nou julle, dis nie altyd moontlik vir ons almal om alles op te gee nie. Maar ek moet my tyd vir God gee. En dis belangrik. Kom ons hoor gou wat sê hy. Wat was die man se naam? Stoffel Beetge. Stoffel Beetge was sy van. Nee, naam is sy van. So, as magtige bewegings julle in die wêreld, maar jy kan hulle almal gaan kyk. Die sleutel daar is God in hom. Dit is nie ek en jy nie. Wat het ons om te bied? Want jy sukkel met jou hiermee, jy sukkel met die swakhede, jy sukkel met jy's 'n mens. Dis hoekom Paulus sê om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen dit nie. So, ek wil vanaand hierdie gedagte by jou los. Dus van hierdie boodskap gaan ek vir julle gee. Ek het eintlik gedink ek wil hierdie boodskap preek. Dat ek die ouens die principles lekker kan leer in volgorde. Dat ons iets in ons hand het. Wat ons dit kan gee. So ek en jy word die plek waar God regeer. Die Here sê sy koninkryk is in jou. Nou kom ons terug na dit toe. Hoekom moet ek die koninkryk in my kry? Want ons is letterlik in 'n geestelike oorlog. En jou worstelstryd is nie teen veldkleur nie, is nie teen politikuste nie, is nie teen die taxi's nie, maar ek wil daar instap wil ek die duiwel uitdryf. Dis wat ek wil doen. Ja, dis vir die taxis op pad. So,
Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, sê Jesus, om die evangelie aan die armes te bring. En die evangelie is niks anders as die koninkryk van God nie. Want die hele boek van Markus, die Nuwe Testament open met hierdie boodskap. Die evangelie. Jesus het die evangelie van die koninkryk van God verkondig. So, gryp vas, hou vas en begin. Ek wil in hierdie kerk sien dat ons instap in hierdie gebedssessie. Ons normale denke van kerkwees is, jy kom in, jy sing 'n paar liede, jy worship die Here, jy gee jou geldjie, jy hoor 'n boodskap en jy stap uit en dan volgende week is jy terug met dieselfde storie. En party mense het nie ons uit elke week 'n behoefte en elke week is hulle wanneer kom ons op die plek waar God waar God in ons regeer. Dus dit is wat ons nodig het, julle, niks anders nie. So, en dit is my droom, dit is my hart vir myself. Ek kan dit nie vir julle bid nie, want daai besluit kan net elke ou neem self. Maar dit is wat ek wil sien, dat mense by mekaar kom om God se aangesig te soek vir ons land. Sodat ons lewe 'n impak kan maak in 'n wêreld om ons. En ek het vir jou so 'n prentjie gegee in die agterkant, so 'n hele ding wat ek jare terug opgestel het. Hoe aktiveer ek God se koninkryksisteem? En ek wil nie op al die tegniese details aangaan nie. Ek wil net vir jou sê, ek wil vir jou 3 dinge daar wys. Dit gaan oor saad, dit gaan oor tyd en dit gaan oor oes. Waarmee sal ek my koninkryk vergelyk? Dit is soos 'n man wat saad in die grond gooi. Hy gaan slaap en hy staan op. Dan sê hy daar, en dan, as hy weer daar kom, het die saad uitgesprei, eers 'n halm, dan 'n aar, en dan die koring in die aar. Hoe weet hy self nie? Dis die koninkryk. God se krag werk. Hoe weet ek en jy? Ons weet nie. Dis wat Jesus vir Nikodemus probeer sê. Nikodemus wil weet, waar kom hierdie tekens vandaan? Hoekom werk dit in hom en nie in my nie? Want ons lees Nikodemus ongelukkig, het die Bybelvertalers Johannes 3 geskryf, en daar staan Johannes 3, en dan stop die hoofstuk daar, en dan gaan ons oor na Johannes 3 toe. Ons verloor die konteks van wat daar staan. Jy moet by Johannes 2 vers 22 begin, as jy daai verhaal wil verstaan. Want hy was vroeër die middag by Jesus, waar hy wonderwerke gedoen het. Nou kom hy in die nag na Jesus toe. Hoekom in die nag? Want hy was die hoof van die Sanhedrin, hy was die moderator van die kerk in daai jare. En hy vermom omdat niemand hom kan sien nie, want daar was 'n bevel uitgegee, as iemand van julle meng met Jesus, dan ekskommunikeer ons julle. En hy is die baas van daai raad. En hy gaan in die nag na Jesus toe, en hy verwyd hom nie daaroor. Hy sê vir hom, Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word, Here? Ek verstaan dit nie. Ek kan tog nie die tweede keer in die skoot van my moeder ingaan nie. Nikodemus, jy's die leraar van Israel, verstaan jy dan nie hierdie dinge nie? En dan antwoord hy hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, dan kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy sal dit nie kan sien nie, jy gaan dit nie kan ingaan. Nikodemus, hy sê eintlik vir hom, jy gaan nie verstaan, hoe werk dit, as jy nie uit God gebore is. En dan sê hy 'n wonderlike ding, want dit lyk of hy nie sy vraag antwoord nie. In vers 8 antwoord hy hom. Elke een wat uit die Gees gebore is, die wind waai waar hy wil. Jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. Al wat jy sien is die krag, die effek van die wind. As jy hier uitstap en kyk jy bietjie na die palmbome, gaan kyk na die bome se blare. Dan kom sê jy vir my van waar af begin daai wind waai. Waar hy wind begin en waar gaan hy eindig? Jy weet nie. Net so is elke een wat uit God gebore is. Net so. Hoe vind die wonderwerke plaas? Nikodemus, dit help nie, ek kan dit vir jou sê nie. Die enigste manier dit is soos die wind. God werk soos hy wil, waar hy wil, wanneer hy wil. Maar hy soek 'n mens wat weer sal regeer. En ek weet nie of julle weet nie, Nikodemus is die een wat hom van die kruis afval, nadat hy dood was. So, daai woorde in Johannes 3
het Nikodemus se hele lewe verander. So ek wil vanaand vir jou sê, hoe gaan ons oorlog voer? Hoe gaan ons deur die gebedssessie kom? En ek lei jou vanaand op, want in hierdie week wat voor lê wil ek hê jy moet dit wat hier staan, moet jy gaan toepas. Saad, tyd en oes. So wat is saad? Leer God se wil ken. Dit is die saad wat jy het. Wat is God se wil? Hierdie skrif wat hy hier gekwoteer het in Korintiërs, wat is daai skrif wat hy daar gegee het? Dis letterlik God in my. Dit is daai the hope of glory. Dis daai skrif. So, daar's 'n skrif wat jy kan gebruik. Here, ek wil hê dis die skrif wat ek wil hê. Ek het vanmôre vir julle 'n skrif gegee in 2 Korintiërs, in 2 Kronieke 14, 9 vers 14, 15 en 16 waar Asa bid. Vat daai, ons gaan daai skrif vat, dan vat jy daai skrif. Wat sê God in wat doen Asa? Hy erken sy afhanklikheid van God. Hy bely dat hy God nodig het. Hy sê vir die Here, net U alleen kan ons uit hierdie gemors uithaal. En dis die goed wat ons moet deurbid in hierdie week wat voor lê. Al is dit net daai 5 goed. Kom ons voor die Here en ek sê vir die Here, Here help my. Dan bid ons Asa se gebed. Want dis presies wat hier staan. Kry die skrif. En die oomblik as ek die skrif het, doen die skrif. Want God se woord kan nie verander nie, julle. Wat hy gespreek het, daar's 'n skrif wat sê God se woord is soos die reën wat van die hemel neerdal. Dan sê hy en dit sal brood aan die eter gee en saad aan die saaier. So God se woord kan nooit terugkeer na hom ledig toe nie. Wat hy gespreek het, sal gebeur. En as God gesê het, hy gee vir jou 'n skrif, hy sal jou aanraak, hy wil in jou woon, hy wil terugkeer na jou, hy wil sy krag deur jou laat werk. Dis 'n belofte. Staan op hy belofte en vat dit. So saad, kry God se wil. Die volgende is tyd, dan doen jy God se wil. Jy doen wat die Here van jou verwag. As die Here vir jou sê, bid vir daai ou. O nee Here, maar ek kan nou nie vir hierdie ou bid nie, want kyk, hy lyk daarom hy lyk daarom 'n bietjie in mekaar getrek en sy arm is nie mooi nie en allerhande stories julle. Hoe gaan die Here, hoe gaan dit nou werk, Here? Wat gaan nou, dan sê jy dit vir jou af, maar dan gaan niks gebeur nie. Dan glo jy dit. En ek glo dit ook. Ons moet net doen wat God sê. Die genesing is nie jy nie, dis God. So ons moet op daai plek kom waar ons bid. Ek meen, hier staan my kind voor my. Daar's niks wat ek kan doen nie. Ek staan by 'n ander man, hy het 'n koedoe raak gery. 'n Man bel my, hy sê, hoor hier, dis 'n advokaat hier in Pretoria. Gesien 'n advokaat, hy bel my, hy sê, hoor jy, wil jy nie vir hierdie ou gaan bid in die hospitaal nie, hy's kritiek, hy het 'n koedoe raak gery, die koedoe het hierdie venster gekom, hierdie ou is kritiek, hy's in kwarantyne binne in die ICU, en ek stap daar in daai plek in, en ek sê vir die hoofsuster daar, of ek het vir iemand my gevra om vir die man te kom bid, hy hoofsuster draai om, wie sê ook al was, hy draai om, sy sê vir my, hoor jy, pastoor, die mors jou tyd. Hierdie man gaan dit nie maak nie. Ek staan daar dog, maar wie bepaal dit nou? Is dit nou jy of die Here? Verstaan jy? Maar sy saai so 'n stuk negativiteit by my in daai oomblik dat ek wonder, Here, maar wat maak ek hier? En sy draai weg en sy loop en die kom so klein sustertjie. En sy is nie eens oud nie, maar sy is nogal redelik jonk. Ek skat haar so in die 30. Sy sê, hoor die pastoor, jy moet jou nie steur aan daai tannie nie. Sy ken nie die Here nie. Ja. Sy sê, maar ek gaan saam met jou bid. Ek sal saam met jou daar ingaan. Hulle trek my daar aan, allerhande handskoene en goed, en ek loop aan en gaan staan voor daai glaskas en lede ou. Hy ou se kop is so groot soos 'n wartlemoen geswel. Ek kyk na daai ou en ek sien. En ek hoor die vrou se woorde. God kan hom nie aanraak nie. Maar ek besef, by God is alles moontlik. En ek en daai ou klein sustertjie staan en sê, suster, die Here sê, waar 2 van ons saamstem oor enige saak, dit sal ons te beurt val. Kom ons bid, dat die Here hierdie ou genees, laat die suster bietjie kan geloof kry. En ek en sy bid. Gelukkig is dit 'n lekker Pinksterdogter wat daar saam met hy bid, en sy bid dat die spook so spat, en ons roep die Here se genade aan. Die volgende dag bel hulle. Toe sê hulle vir my, die ou is uit kwarantyne uit. 'n week later toe loop die ou. Die suster het gesê, hy is dood. Ja. Jy kan niks doen nie, net God kan op daai oomblik deur jou werk. En dit is waar ons moet uitkom, julle. En weet jy wat, dis nie omdat ek 'n pastoor is nie. Dis maar net omdat ek gegaan het.
het jy die prys betaal, sal ons bereid om die prys te betaal. Saadtyd in die laaste een is oes. Volhard in God se wil. So jy kry 'n skrif, jy doen wat die skrif vir jou sê, jy bid die skrif, en jy bly waak daaroor, totdat die Here die uitkoms gee. En dit is die probleem wat die kerk gehad het. Ons het teruggestaan, ons het geretreat. Tussen Oktober 1999 en 2010 het hierdie land vir herlewing gebid. En in 2008, toe draai ons weg. En ons dink God het gearriveer. En toe keer alles terug na waar het was. Ons het elke Saterdagmôre, ek en Christel en 'n klomp van die gemeentelede, letterlik op die berg gaan bid. Daar waar die ander gemeente is. Honderde mense het deur daai tyd kom roep tot God. Ons het by die Acacia Forum halfnagte van gebed en goed gedoen vir een rede, dat God ons land red. Toe wat doen ons? Ons gee dit terug in die hand van die duiwel. Maar vandag weet ek dat ek weet. God het daai gebed nie onder die bed ingevee nie. Dit is steeds in sy wierookbak in die hemel volgens Openbaring. En as ons dit gaan optel, gaan God iewers ter kom vir die engel sê, keer hierdie bak om, dis die beantwoording van die gebede van die heiliges. En dan gaan daar 'n atmosfeerverandering in Suid-Afrika kom. So saad, tyd en oes. Ek wil afsluit met hierdie een skrif wat ons vanmôre gelees het. In 2 Kronieke 14. Nee, ja, 2 Kronieke 14 vers 7. Ek sien ek het hom nie uitgetik vir julle nie. Ekskuus dat ek hom nou net nie kry. En Asa het 'n leer gehad wat skuld en spies dra uit Juda 300.000, ons het vanmôre gehoor. En Benjamin wat die skuld en die boog dra, 280.000. Hulle was almal dapper manne, dapper helde, die Bybel sê warriors. En Serach die Kesiet het teen hulle uitgetrek met 'n leer van 1 miljoen, met 300 strydwaans, en hy het gekom tot by Maresa. Toe trek Asa uit hom tegemoet, en hulle die slagorde opgestel in die dal van Sefata by Maresa. En Asa het die Here sy God aangeroep en gesê, hier kom die gebed, vers 11. Here, niemand kan ons help soos U tussen die magtelose en die kragtelose. Dis die eerste ding, as 'n belydenis. Niemand kan ons help behalwe God nie. So Here, ons kyk na die mag van duisternis wat oor Suid-Afrika heers, en dit lyk onmoontlik. Niemand kan ons help, behalwe, dis jou eerste punt. So jy vat daai skrif vers 11, en jy skryf hom op jou papier neer, en die res van hierdie week, haal jy vir jou 4 of 5 punte uit daai skrif uit, en jy bid dit. As jy hier inkom, dan roep jy daai skrif in die naam van die Here. Moenie bekommerd wees, jy sê die ou vriendelike ou, vlermuis, hy vlieg altyd hier rond, as ons nie aand is. So hoor nou mooi. Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie. Help ons, Here, onse God, want op U steun ons, en in U naam het ons teen hierdie menigte gekom. Here, U is onse God, laat geen sterfling naas U magtig wees nie. En die Here het die Kesiete voor Asa en Juda verslaan, en die Kesiete het gevlug. 1 miljoen teen 500.000. 300 strydwaans teen boogskutters en spiesgooiers. God wen daai oorlog. Kan God Suid-Afrika wen? Ons het vanmôre gesê ja. Oorgee. Maar jy, ek gaan nie, pastor, ek het nie tyd om te kom bid nie. Ek gaan nie vir jou sê wat 'n tyd jy moet kom bid nie. As 'n droom in my hart, die Here het my eintlik jare terug 'n woord gegee dat die kerk 24 uur moet oop wees. Dat mense kan inkom om te kom bid soos hulle tyd kry. So ek wil vir jou vra vanaand, ek sal hier wees van 6 uur af tot 8 uur in hierdie week wat voor lê. En die wat gaan inkom in daai tyd, kom in. En al wat jy doen is jy kry vir jou plek, enige plek in hierdie kerkgebou. En jy roep die aangesig van die Here aan.
en ons bid, en jy vat hierdie skrif, want dit is jou wapen wat die Here my gegee het hierdie week, en jy begin bid wat Asa gebid het, net hierdie eenvoudige woorde, en jy staan voor die Here en jy roep dit aan, in Jesus se magtige naam. So jy moet daai skrif vat, ek dink ek het dit dan neergeskryf, daar staan 2 Kronieke 7, 2 Kronieke 9, wat is dit, 14:11. Ja, nee, tot. Maar bid daai gebed, in Jesus. Okay. So, die vraag is, hoe doen nou dit? Jy vat net die woord, dis jou swaard, jy lees die skrif, gaan skryf vir jou vanaand 5 of 6 punte uit die skrif uit neer, en jy begin dit in die volgende week, by jou huis, hier in die kerk, wanneer ons by mekaar kom, bid dit, maar jy sit dit vir jou land, sit dit vir ons volk, want wat wil God doen? Hy wil die volk red julle. Hy wil nie die omstandighede in die land verander, hy wil mense red. Hy wil sy koninkryk uitbou. So kom ons begin bid vir die redding van mense. Dat God die vyandsmag sal uitkleer wat ons land lam lê om die Here te vind. Okay. So kom ons staan so 'n bietjie saam en dan bid ons net daar waar jy is en ek gaan sommer net voorgaan in gebed en dan kan ons net so 'n bietjie leer om te bid ook, want baie mense sukkel dalk met dit. Bid maar hard. Ek sê altyd bid hard, dit is beter om hardop te bid as om sag te bid, want dan kan jy maar hoor. Jy kan sit ook as jy wil, net waar jy wil, kry vir jou 'n plekkie. Dat ons net so 'n bietjie in die oefening van dit inkom vanaand, dat ons kan weet wat die Here vanaand van ons verwag. Ek het vir jou daai op die papier so 5 punte neergegee, openingkies gegee wat jy kan die punte gaan inskryf. So ons roep die Here. Vader, ons kom vanaand voor die troon van God en ons het gehoor, Here, dat ons moet oorgee. En Here, ons weet vanaand dat in ons eie self het ons nie daai krag nie. En ek weet nie, Here, eers hoe ons dit moet doen nie, en ek verstaan ook nie, Here, in my eie wese, hoe ek daar gaan uitkom nie. Al wat ek weet is, Hemelse Vader, dat wanneer jy ons in die nag wakker maak, dat ons maar sal opstaan om tyd uit te koop. Want Here, Paulus sê, koop die tyd uit, want die dae is boos. En Here, die woord koop die tyd uit beteken, dit gaan jou 'n prys kos. En ek wil bid dat U ons sal help, dat ons 'n prys sal betaal vir dit wat U in hierdie land wil doen nou, Here. En Here, ons wil nie wyd begin bid nie, ons wil letterlik begin bid vir hierdie omgewing, ons wil bid, Here, vir die noorde van Pretoria, wes en oos van die Apies rivier, want dit is waar jy ons gestasioneer het, waar jy ons geposisioneer het. En Here, ek wil bid dat die vuur van God hier sal kom, en ek wil bid dat die heerlikheid van die Here geopenbaar sal word. Here, dit is vir ons voordelig geweest dat U weggaan, ons is in die tyd van Pinkster, ons moet verstaan wat was die bedoeling daarvan, en dit wat Smith ons in geleer het, Hemelse Vader, dat ons die plek moet word waar God regeer. En ek wil bid, Here, dat U ons sal help, dat U sal terugkeer in die volheid van U krag. Here, ons het die Gees ontvang toe ons U aangeneem het. Want Jesus blaas oor sy disippels net na die opstanding en hy sê, ontvang my Gees. Maar daar by die opdrag, Here, by die hemelvaart, sê hy vir hulle, gaan wag totdat julle aangedoen is met krag uit die hoogte. En Here, die krag het een doel, dis om die wêreld te bereik. En ek wil vra, Here, dat U ons genade sal gee, dat die krag van God in ons sal manifesteer, dat dit deur ons sal breek in Jesus se magtige naam. En Here, ons kyk na die skrif in Asa se lewe en ons sien net, Hemelse Vader, hoe dat hulle in daardie omstandighede kom waar hulle nie antwoorde het nie. Waar hulle nie weet wat is die uitkoms nie, en waar hulle in benoudheid staan en sê hulle is die magtelose en hierdie Kasiete is die magtige ouens in hierdie situasie. En dan kom hy en hy bely dat geen vlees voor God kan staan nie, en geen vlees kan magtig oor God wees nie. En daarmee sê hy eintlik hierdie vyandsmag kan nie oor God regeer nie. En ek wil bid, Here, dat U ons sal help, dat ons in hierdie selfde geloof sal inkom en vir ons land en ons plek en ons volk sal bid tot verheerliking van U naam. Here, baie dankie dat U woord lewe. Dankie dat U woord kragtig is en skerper is as enige tweesnydende swaard wat skeiding maak tussen murg en been. Ek vra vanaand, Here, leer ons in hierdie week wat voor lê, regtig om te bid, om in te stap en U aangesig te soek. En Here, spontaan te begin bid soos die Pinkstermense van vroeër jare, Here, wat hulle in 'n Pinkster biduur was, in 'n gewone biduur was, en daar was 'n gedreun van gebed, Here. Ek dink aan Yom Kippur, hulle by die gebedsberg wat daar is, Here, in Korea. Die mense sê, as jy nader kom, dan hoor jy die gedreun van geroep tot God, van daardie berg af, soos wat die mense bid. En ek wil vra, Here, verheerlik U self in ons midde, en laat U koninkryk kom. Here, ons erken, ons is afhanklik van U. Ons erken vanaand, ons het U nodig. Ons erken vanaand, Here, dat U alleen die een is wat Suid-Afrika kan red.
Ons weet vanaand, U wil Suid-Afrika red. Ons weet vanaand, Here, dit is U wil, dat niemand verlore sal gaan nie, maar dat almal tot redding sal kom. En ek wil bid vir die salwing van die Heilige Gees op almal wat hier teenwoordig is, Here. Ek wil vra dat U hulle sal lok en sal nader trek en dat U uit ons, Here, 'n gebedsgees sal aan die brand steek soos in die dae van Azusa straat. En Here, help ons om hierdie goed te sien en dit aan te vier en aan te spoor oor die volgende paar weke, Here, dit weer en weer te kyk en daarna om te sien en te verstaan, Here, dat U werk oor al die eeue heen presies dieselfde wanneer dit kom by transformasie. Ek wil bid, help ons om oor te gee. Help ons dat ons die plek sal word waar God regeer. En ek eer U en ek loof U en ek aanbid U daarvoor, Here. In Jesus se naam. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. Ek gaan net die vloer oopmaak as daar iemand is wat net wil bid vir ons. Wil ek vir jou vra, bid sommer voor en ons wag op die Here en ons kyk wat die Here vir ons wil doen. Thank you, Jesus. Lord, we worship you. Nou nie almal vir almal wag nie, kom ons bid. Thank you, Lord. Mighty God. Precious Holy Spirit, God. Here, Hemelse Vader, vir die boodskap wat ons kon kry vandag, Here, en dat ons net weer besef, dat niks uit ons krag is wat ons kan doen, Here, om die Gees te ontvang, Here, om die kragwerking, om die krag in ons liggaam te kry, Here, ons besluit Lewis gesê, Here, dat dit net absolute oorgawe is wat ons eintlik moet doen. Ons is oorgee, Here, ons kom saam op troon, die Jesus troon in ons, Here, ons van die troon afklim, en daar plek is vir hom te sit, Here, en dit is wat ons keer, Here, wat ons dit doen, Here, wat ons gaan, as daar een persoon is wat soos dit loos is, wat kan loop in 'n gebou in, Here, en mense net spontaan tot gebed oorgaan, tot bekering en hulle harte vir die Here gee, sonder dat hy 'n woord spreek, Here, kan nie dink as daar 500 van ons is, Here, of 5000 manne is, Here, vrouens wat net so deur die land kan beweeg, Here, wat sê dit werklik van die Here, wat kom in ons liggame, en Here, probeer oor ons, dat ons al ons mag aan die oorgee, Here, ons eie self, dat ons afsterf, Here, dat ons gebore word, dat ons opgestaan word, Here. Ons loof en ons prys U daarvoor, Here. Kom, Vader. Mighty God. Dank U, Here Jesus. We worship you, Lord. We need you, God. Mighty Lord, mighty Lord. Maar Here, ons het vanaand gehoor dat nie deur krag of geweld nie, maar deur U Gees, Here. Ja. Here, help elke een van ons wat vanaand hier is om totaal oor te gee aan U wil. Here, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied in ons elke een se lewe. Here, laat ons onsself sal ontroon en U op die troon van ons harte sal plaas. Here, sodat in die laaste dae alle vlees gevul sal word met die Heilige Gees, Here, en die werking en die krag daarvan duidelik sigbaar sal wees. Here, soos ons vanaand gehoor het dat alle demone sal moet gaan, alle siektes moet genees onder die krag van die kragwerking van die Heilige Gees, Here. Here, en dis die begeerte van ons harte, soos hy reeds aan die begin van daardie video gesê het, daar moet 'n bereidwilligheid wees om dit te wil ontvang. Here, gee vir ons elkeen daardie begeerte in ons harte om U Gees in ons binneste te wil hê, om die vleeslike bestaan met God se Gees in ons voort te sit, soos wat Jesus Christus op hierdie aarde was. Here, ons kan dit nie uit ons eie krag doen nie, en Here, ons het U nodig, ons bely dit, ons roep U aan, soos ons vanoggend gehoor het, Here, uit die boodskap wat uitgegaan het, dat slegs wanneer die regverdiges vermeerder, Here, sal daar blydskap wees. Here, en daarom roep ek en ek vra, Here, dat dit sal begin manifesteer hier in ons midde, Here, en dat dit sal uitvloei na ander toe. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus.
diep na diep uitroep. Loop vir ons uit, Vader. Trek vir ons uit. Vader, ons bid spesifiek vir ons land, ons bid vir ons volk. Here, dat mense sal terugkeer na die Here toe. En daar is 'n skrif wat sê, in terugkeer en rus. In terugkeer na God lê julle rus. Ek wil bid, Here, help ons dat ons sal terugkeer na God, sodat ons in ons land ook die rus kan vind, wat Asa vir 10 jaar lank ervaar het, omdat hulle die Here dien. Vader, ons kom roep tot U. Ons bid, Here, vir die redding van siele. Ons bid vir mense wat uit hierdie ou milieu, Here, van godsdienst sal uitkom. Want godsdienst kan ons nie help nie. Ons bid vandag, Here, dat U vir ons sal help om nader aan die Here te kom, in Christus te wees. Here, Here, kom woon in ons, kom regeer deur ons, kom leef deur ons. Help ons om oor te gee, Here, want dis die gebrek wat ons het, omdat ons self probeer regeer. Ons bid, Here, kom U, o Vader, en help ons om alles op te gee vir U, in Jesus se naam. Dankie, Here. Ons loof U, Vader. Here, ek lees vanaand in die woord wat sê dat as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedigend bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, hulle sonde vergewe en hulle land genees. Yes, Here, dit is net 'n woord. En Here, ons kom vanaand vir ontmoediging. En ons staan in die gap, Here, vir Suid-Afrika. 'n land wat ons weet U nodig het, Here, 'n land oor wie U naam uitgeroep is, Vader. En ek wil vanaand bid dat U deur die kragwerking van die Heilige Gees, die Gees sal uitstort, Vader, in elke huisgesin, Vader. Here, ek wil bid vir 'n geopende hemel, Vader. Ons kom vanaand en ons wil in afhanklikheid, Here, U naam aanroep, Here. Ek lees hoe Paulus skryf en hy sê dat sy prediking was nie oorredende woorde nie, maar dit was in 'n demonstrasie en 'n betoning van krag. En Here, ek lees in die volgende hoofstuk hoe hy skryf dat die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar dit bestaan in krag. En Here, ek wil bid vir 'n manifestasie en 'n demonstrasie van U krag en van U heerlikheid, Vader, dat mense se lewe getransformeer sal word. Here, ons kan nie net meer vir mense informasie gee nie, Here, ek roep vir 'n importasie van U Heilige Gees, Vader, in mense se lewens, Vader. Here, ons neem autoriteit oor al die werke van die vyand, want U woord verklaar dat U het ons mag en U het ons autoriteit oor al die werke van die vyand gegee, Vader. En ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed, maar teen die bose geeste en die ligge, Vader. Ons spreek vanaand, Vader, lewe en lewe in oorvloed, want U het gekom dat ons lewe en lewe in oorvloed kan gee. En ons verklaar vanaand, Here, dat hierdie plek 'n plek sal wees, Here, van ontmoeting. Hierdie 'n plek sal wees waar daar lewens sal begin, dat mense U sal beleef, U sal ervaar en dat lewens getransformeer sal word. Maar my gebed is vanaand, teen ons elkeen se hart vanaand weer opnuut 'n passie sal gee en 'n soeke sal gee, Here, om ten volle oorgegee te wees, Here. Ek dink aan 'n ou koortjie wat ons altyd sing, I surrender all to Thee, my blessed Savior. En Here, ons kom vanaand en ons gee oor, Here, sodat U deur ons lewe kan werk, Vader. Dat U heerlikheid in ons lewe gemanifesteer kan word, nie omdat ons goed is nie, maar omdat U goed is, Vader. Nie sodat ons die eer kan kry nie, maar sodat U die eer kan kry, Here. Sodat U koninkryk gevestig kan word en dat Suid-Afrika genees kan word en gered kan word, Vader. En ons roep U aan daarvoor in Jesus se naam. Dankie, Jesus. Dankie, Here, Mighty God. vir demonstrasie van krag, Here. Ons roep U aan vanaand, Vader. Here, U woord sê alles wat jy in my naam vra, dit sal jy kry. En ek vra vanaand in Jesus se naam vir 'n gees van gebed, Amen. wat hierdie gemeente, Here, sal vat. 'n Gees van gebed wat magtig in ons sal werk, wat ons sal opwek om tot U te kom roep. Here, want U alleen is die een wat verheerlik moet word. En ek wil bid, Here, dat U net U doel in ons lewens sal bereik, want U het 'n plan in elkeen van ons se lewe. En Here, U het ons bymekaar gevoeg met 'n spesifieke doel. Dit is in U boek opgeskrywe oor elkeen van ons se lewe, Here. En hulle wat vanaand dit nie kon maak, ons bid ook vir hulle, Here, weens omstandighede.
maar dat jy 'n magtige gebedskrag sal ontwikkel, Here, in hierdie gemeente wat so 'n invloed sal hê, dat die Heilige Gees so sal werk, dat ons ander gemeentes sal kan aanspoor, Here, om ook te begin bid en die aangesig van die Here te soek, Here, totdat daar 'n vlaag van gebed reg oor die land begin gaan, Here, en ons hierdie land kan terugbring in Jesus se naam. Dankie, Here, dat ons 'n droom en 'n visie het wat in U gesetel is. Dis U hart dat niemand verlore sal gaan nie. En Here, ons wil nie bid vir beter politieke omstandighede nie. Ek wil vanaand bid vir die redding van siele. Amen. Want Here, dit is soos die skrif vanmôre gesê het, Here, as die regverdiges in 'n land vermeerder, as hulle talryk word, dan is daar vrede in daai land, daar's blydskap in daai land. En ek wil bid, Here, help ons, maar as die goddelose, Here, regeer, dan is daar versigtiging in die harte. Breek daar die band, Here, van versigtinge en bring ons in blydskap deur mense wat tot by die Here uitkom. Ons dank U daarvoor. Here, ons het 'n verantwoordelikheid om dit te doen, om met almal te deel, almal uit te nooi en te sê kom, want God wil iets in ons midde doen. Ons loof U. Here, ek dank U dat in al hierdie gevalle het ons geleer, Here, en daar's 'n skrif ook wat sê rondom Abraham, en God het Abraham as eenling geroep. Jakob kom terug, Here, met 3 laars vol mense, en hy sê, as eenling het ek oor hierdie Jabok getrek, maar met 3 laars keer ek terug, omdat God met my was. En ek wil bid, Here, vermeerder U in hierdie gemeente, die wat U hier wil byvoeg, en roep hulle, Here, tot 'n gebedsdiens vir U, en 'n oorgawe aan God. Dankie dat ons vanaand saam kon wees, Here. Help ons ook waar ons so 'n bietjie gaan koffie drink en kuier, dat ons net U naam sal groot maak. Maak ons mond oop om te getuig en laat die heerlikheid neerdal, Here. Ek eer U en ek loof U en ek aanbid U daarvoor in Jesus se magtige naam. Dankie, Here. Amen. Die Here bless julle, kom drink 'n koppie koffie saam en onthou nou môre aand en die res van die week gaan ons bly bid in hierdie week van Pinkster.